Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Pew, pew. Ek het dit nie sien kom. Pew, pew. Pew, pew. Seker ook weer dat ek die jongste hierso is, dat ek so Misbruik so lightie stemmetjie kry daar. Met 'n pew shooter. De pew shooter. Ja. Gelukkig is my stem so bietjie dieper Ek as weet, daai. jy het 'n radiostem. In elk geval, ek sit vandag bietjie met 'n rooi gesig hierso, want ek het 'n baie besige week gehad, baie rof. En gisterand, wanneer ek nou gewoonlik al my voorbereiding doen, het ek 'n netwerkfunksie gehad waar ek die gasspreker was. Maar dan deel met ons jou storie, Doen speech. jou gasspreker storie. Nee, MBA, dis goed dat ek al hierso gepraat het. Wow, So, okay. ja. Alright, dis maar. Ou nie, ja. In elk geval, so ek is voorbereid. Ek het net nie vanoggend toe besef, ek het nie 'n storie om mee te begin nie, of 'n grappie om mee te begin nie. Toe gaan ek na al wat 'n chatbot is en ek vra vir hulle om vir my grappies te maak. Nee, asseblief. Waarna kyk jy? Daai is uit Spanje. Dit maak nie 'n verskil nie. Oral is hulle. Nee, dis toongestam. Nee, hy het nie gesê dis Yes. pyn nie, hy sê dis pyn. O, dis Spanje. Ek was in Spanje. Nee, man, Ek het dit ook gehoor. Dis Spanje. Ja, dis pyn. Spanje se porn. Spanje. In elk geval, so vanoggend toe Google ek vinnig en ek traai grappies kry en ek het nie reg gekom nie. Ek het eenetjie gekry, maar Jy moet dit is nie. ChatGPT gebruik. Dis goed vir sulke goed ook. Ja, maar my tegnologie vaardighede is bietjie agter. Ek het een op Google gekry wat net gesê het, wie hanteer die geldsake in die klooster? None of your business. Ek dink they don't have none. En ek is die Wij beste. hebben Alright. So is dat ek ook. So Okay, dis nou genoeg, Ernest. Kan Okay. ons asseblief nou? so Ek bly jy begin met 'n verskoning. Yes, like. gister nou op die tegnologie, omdat ek nie daai chat bots nou alles gebruik nie. Nou staan ek daar voor met my iPad en wat my notas is, en ek sê vir die mense, ek het 'n iPad gekry want ek voel ek moet probeer bybly met tegnologie, maar ek het voor die tyd het ek my notas in 'n boekie gemaak, toe neem ek 'n foto. Toe wys ek vir 'n foto van my boekie geneem op my iPad. In elk geval, Moet jy maar net so te los, weet jy gechat en hoekom en gee 'n bietjie vleis. So dit is 'n persoon wat 'n finansiële adviseur is, wat vir my werk, wat haar eie netwerk, presies soos wat ek die boervin en agrigeld netwerk byt het. Toe het sy 'n aandfunksie. 'n aandfunksie, ja, so sy het nou meer die kaas en wyn weergawe. Okay, is dit die eerste keer wat jy dit try? Nee, sy het so 2 weke na ek myne, 2 maande, Wow. sy het myne so eerste 2 bygewoon en toe begin sy nou
haar eie funksie. So, En? die groot verskil tussen die twee is, daar moes ek Engels gepraat het, Okay. en ek mag nie met 'n kortbroek gegaan het. Man. Ek het my vrou voor die tyd gevra, wat, of dink sy ek kan as ek netjies 'n hemp en skoene aantrek, maar 'n kortbroek aan. Dis blykbaar nou nie. Toe nou nie. Nee, dit was baie goed geweest. Ek het dit geniet en ek is baie trots op haar dat sy dit gedoen het en dat dit 'n sukses is en dit wys net vir mense hoe honger die mense daar buite is om uit te kom en te netwerk en saam met ander like-minded mense tyd te spandeer, want ek het so ruk terug sien ek op Facebook 'n persoon wat sommer 'n ex van die ooste gesê het, luister, ek wil 'n paar mense bymekaar kry om te netwerk, drop jou e-mail as jy belangstel. Yes, daar was honderde mense wat hulle e-mails gestuur het daarso. So dit wys net vir mense, daar's 'n groot behoefte daaraan. Is daar kos nie met 'n kamerkultuur, is daar 'n groot kamerkultuur verskil tussen die breakfast in die aand, ete? Ja, heeltemal. Is dit? Ja, so dit wys jy moet nie en of nie. Dis potensieel verkieslik en. Al twee sy dynamics. Of die ding is, ek voel dat boervin pas beter by die ontbyt. Ek dink haar mark is bietjie meer jong professionele mense, waar die boer van ontbyt meer entrepreneurs is, en ek dink vir entrepreneurs is die aand baie keer nie lekker. Ek dink by die boer van ontbyt is die ouderdom ook 'n bietjie ouer, so dit is gesinne met kinders, so die aand daar's nie regtig inbraak op jou familietyd. Ja, is in die oggend so erg nie, ja. So en dit is ook, jy doen dit die oggend, jy kry dit klaar, jy netwerk, jy gaan terug kantoor toe en jou dag gaan aan, waar in die aand is dit weer 'n ander, maar vir hulle werk dit weer perfek. Ek meen, dit is nie asof daar nou net 5 of 7 mense opgedaag het nie, dit is 'n suksesvolle hoeveelheid mense wat daar opgedaag het. So, en ja, sy het my toe gevra om te praat oor MBA in Property Investments. Baie interessante ding opgetel met hierdie hele netwerk sessie en die opbou daartoe, en dit is een van die goeders wat ek vanoggend oor 'n bietjie wil gesels, en julle dalk op die spot sit hier en daar. Paar dae voor want sy het hom nou bemark op sosiale media en so bietjie verduidelik waaroor MBA gaan, net so half die 3 woorde half daar gegooi, en so 2 dae voor die tyd bel sy my en sy sê vir my, hoor, sy het nou die feedback gekry. Die meeste mense sê hulle worry nie eintlik veel oor die M en die B nie, kan ek nie maar net op die A fokus nie. So die A is nou alternative funding, en nou gisterand was dit, maar eintlik is dit alternatiewe befondsing. Maar ek voel, en toe sien ek die mense het 'n groot behoefte, hulle wil 'n bietjie 'n shortcut vat, want die krag van die MBA lê vir my in die M. Dit is om die gemotiveerde verkoper te kry. Dit is waar jy die deal maak of breek. Daarna moet jy daarom die somme kan maak om te sien of is dit regtig 'n goeie deal of nie. En die derde stap is maar net waar jy hom close. Yes. Op een of ander kreatiewe manier. Tegnies is 1 en 2 goed is, gaan 3 maklik wees. Gaan 3 baie maklik wees. Dit is eintlik net soek die beste financing. Presies. En of die en beste dink lateraal daaroor, moenie net bank toe. Nie net bank toe nie, ja. Maar soos wat Jacques sê, as jy ver onder markwaarde wegkom, gaan jy makliker persoon kry wat dit dalk die geld vir jou sal leen of 'n joint venture kan doen of iets soos dit. En die behoefte wat ek toe nou, en ek nou 'n bietjie daaroor gaan dink, waarom sal mense nou net die A wil hoor, as hulle nie weet regtig wat in die M en die B aangaan nie. En soos wat ek gisteraan daar met die mense ook gesels het, ek het agtergekom waar dit eintlik gaan, is mense wil so gou as moontlik net iets kry om hulle uit die kakkie te help. So hulle wil hierdie alternatiewe befondsing hê, dat hulle vinnig 2 properties dalk kan flip of koop, sodat hulle daai ekstra inkomste het. So dit is amper 'n spoedfaktor. Ja, hulle wil inhaal. Yes, ja, want die backlog. Presies, jy's agter, jy moet inhaal, jy moet voorkom, en elke maand wat jy jou salaris verdien as per normal, is nog 'n maand wat die gap groter raak, en wat die gemors groter raak en moeiliker gaan wees om dan nou weer in te haal. En jy lag agter jou mou, want jy sê, hier kom gemotiveerde verkopers.
I just want to start saying I love this room. I love this room. Ek sê hulle almal se nommers. Ja, na die 2 jaar bel. So die funny ding is, daar was omtrent 3 mense in die vertrek wat hulle het elkeen voor ek nou gepraat het die geleentheid gekry om hulle self vinnig voor te stel en dan te sê wat hoop hulle om uit die aand uit te kry of uit die topic uit te kry. En daar was 3 mense wat gesê het hulle het al in eiendom belê, maar moes weer daar was slegte deals en hulle moes dit weer verkoop. En dan wil jy nou vir my sê jy wil nie luister na die M en die B nie. Maar in elk geval, So hulle weet nie wat jy wat altyd sê, hulle weet nie wat hulle nie weet nie. yes. Ja, ek meen die MBA kursus die laaste keer wat ek hom in persoon aangebied het ek dieselfde content wat ek gisterand met daai mense gedeel het in 25 minute, het ek oor 2 dae aangebied. So daar's nogal 'n paar goedjies wat in die M ingaan. Ja. Ek moenie dink as jy hoor motivated salary weet waar dit gaan nie, of below market value of berekeninge. Nie dink jy weet die woord is nie so obvious dat jy nou jou 2 YouTube video's kan kyk en nou dit verstaan nie. Maar in elk geval die punt net is en ons praat nou van waarde ook vandag, prys en waarde en wat my industrie bietjie uniek maak hierso is ek het nie regtig invloed op die prys nie. Ek kan net aan die waarde werk en ekstra waarde gooi. Maar ja, dan praat jy nou van finansiële produkte. Finansiële produkte, ja. Ek kan nie, ek gaan kry vir jou dalk ons weet nou jy het 20 miljoen lewensdekking nodig. Ek gaan kry vir jou kwotasie vir 20 miljoen, ek kan nie vir jou 50% afslag daarop gee nie. So die pryse is wat die pryse is, maar die waarde wat ek kan byvoeg is waar die verskil dan nou kom tussen 'n persoon wat polis is smous. Sorry, ek van jou rede. Is dit dan, ek wil dit nie afmaak, die vermoë, hoe ek sê dit so, dit is nie noodwendig maklik om waarde toe te voeg in jou game nie, maar is dit omdat dit so gestandaardiseerd is? Verwyder dit dalk 'n bietjie meer die kompleksiteit van 'n snaakse bly kliënt. Met ander woorde presies daai punt. Ek sê vir jou kwaad jy my quote nie. Want ek weet wat jy kry, ek sê dis Sanlam en ek weet jy het nie beheer oor Sanlam nie. Dis wat Sanlam so nou gaan ek alwaarop ek eintlik gaan begin fokus is die waarde wat jy bring. Ek hoef nie oor hierdie eerste deel te worry. Ja, en die belewenis, hoe is dit om met jou saam te werk? Wil ek by jou inkoop? Ja, so dit is die lekker ding soos die sê Jacques, so jy kan nie vir my kwaad wees oor dat ek duur is nie. So daar's so 'n bietjie arm's length tussen my en die produkverskaffer. Ons kan altyd sê die produkverskaffer is verkeerd en te duur en ek kan saam met jou daaroor stem. So ek dink in my game met die diens wat jy gee en die waarde wat jy gee, is die standaard so laag dat dit actually nogals maklik is om cool te lyk. Want meeste mense is hulle snake oil salesman. Ek weet jy waar die industrie is gesê dat die marketing is wanneer jy iemand gesien het en hulle gelukkig is, maar die regte waarde lê is hy oor 'n jaar nog steeds gelukkig. As ek oor 'n jaar vanaf ek hom gesien het vir hom 'n papiertjie moet gee waarop hy my moet skoor, gaan hy my nog dieselfde scores net direk na kom die eerste keer gesien het. En dit is waar die waarde inkom. Nou 2 ander punte waar ek voel boer van baie waarde bygee en ek dit bring my nou terug na my vorige gesprek toe. Die eerste ene is en ek wil aansluit by jou wat jy net nou gesê Jacques, is die waarde wat ek gee as ek sit binne jou besigheid. Want ek spesialiseer in besigheidseienaars wat boere dan nou grootliks insluit. Maar ek sit binne in jou besigheid en ek kyk na jou besigheid en ek adviseer daarop en ek connect mense. Ekskuus, ek het gou 'n slukkie water vat. Ja, para in die keel. Ja, in elk geval so in my netwerk van boere, Afrikaanse besigheid eienaars, ons baie goeie verhouding met Agri Gauteng, Agri SA, kan ek my kliënte met mekaar connect en dit is iets wat ek altyd op die uitkyk voor is. Soos hoekom jy die ontbyt begin het, nee, wat 'n baie kragtige meganisme is. En dit voeg waarde toe vir my kliënte. Of dat ek so ontbyt begin het en dat ek nou al daai mense ontmoet het en ek
mense aan mekaar kan voorstel. So dit is bietjie waarde, voel ek. Die ander waarde is, en dit is waar ek nou my storie begin het, is, daar is 'n ongelooflike hoeveelheid mense daar buite, wat op hierdie stadium, ek kan jou help jou budget bietjie sny, maar ek kan nie vir jou 'n ekstra inkomste gee nie, of genereer nie. En dit is wat ek wil hê, ons moet tussen die 3 van ons vandag so bietjie oor gesels. En Jacques, ek wil jou op die spot sit hierso. Ek druk net die pew knoppie. mute en die pew knoppie. As jy moet oorbegin vandag, as jy nou, sê maar jy was 'n werknemer van media nommer 7, jy het jou vaste salaris gehad, en jy moet nou iets begin te doen om 'n ekstra 5 of 10.000 rand 'n maand ekstra te genereer. Watse rigting gaan ons kyk? So ek wil gaan amper vir jou soos 'n ABC tipe scenario skep. Sal mens noodwendig stiek in die industrie waar jy is? Dan is daar 'n ander opsie om te kyk na iets soos byvoorbeeld 'n multi-level marketing, wat meeste mense hou nie daarvan nie, en ek is definitief een van hulle, maar dit is die mees gestruktureerde omgewing vir iemand wat nog nooit 'n entrepreneur was nie. So alles is klaar uitgedink. Jy moet net die resep volg. Met 'n groot mate eintlik 'n baie goeie leerskool. Presies. Maar dit vat jy actually deur 'n proses om basics aan te leer. Jy het niks vriende oor tyd, maar jy het daarom deur die proses gegaan, maar of chase mens daai droom tipe van daai hobby van jou, die fotografie wat jy nog altyd as 'n werk wou gedoen het. Ek gaan dit daar los en dan. Is 'n fantastiese vraag. Is 'n fantastiese vraag. So dink jy reg so of koop jy net tyd? Nee, ek weet wat die antwoord. So die plek waar jy moet begin. Kyk, dit gaan oor, ek wil amper sê, stresvlakke. Jy kan nie, as jy nie die pot in die kook kan hou nie, dis lê jy nie in droom in die aand oor jou passie nie. Jy lê in wakker oor hoe betaal jy rekeninge môre. So jy begin die industrie wat jy ken. En jy kry die pot aan die kook. Die ding is net, dis weer eens jou beplanning is, wat is jou exit strategy, wat is jou, en weer as jy nie 'n plan het nie, as jy jou oë uitvee, jy sit 20 jaar later en jy sit en jy haat jou job. So jy moet, pot aan die kook hou is eerste prioriteit. Daarna begin jy cherry pick. So ek sou sê, en juist ook, omdat jy industrie ken, of goed ken, dan gaan jy makliker die geleenthede ook identifiseer binne in hom, as wat jy jou passie wil najaag, maar jy verstaan nie noodwendig industrie, jy verstaan nie commercials en nie. So dis die onsexy antwoord om te sê stiek met wat jy werklik ken, maar daardeur sê ek nie sacrifice passie of Ja, ek wil graag daarby sê, ek het op 'n tyd so met iemand gewerk wat in multilevel marketing was, en ek het dit al herken, ek het dit ook getraai op 'n tyd, en dis ek sê, daar is baie goeie lesse daar te leer, maar dit is, it's nothing to be ashamed of, but it's nothing to be particularly proud of either, nee? So ek het dit getraai, maar uiteindelik toe 'n kollega van my into dit is, en jy kan nou sien, hierdie persoon, as daar 'n breek is, maak gevinnig 'n paar oproepe, kry mense by die meeting van donderdag aand of die naweek se seminar daar goeders, en oor tyd het dit my begin al vir, ek weet nie sê grudge gee nie, maar ek was so al, hoe meer ek het gesien het ek gedog, presies wat jy sê, Jock, as jy daai tyd wat jy spandeer om hierdie flippin random shit wat jy nou probeer verkoop aan jou vriende en mense, jy weet, om daai goed aan te leer en jou netwerk so hard te druk dat jy dit kneus en pap druk, maak nie saak wat nie, om 'n paar druppeltjies juice uit dit te probeer kry, is die opportunity cost. In plaas van om te leer oor hierdie job wat jy klaar het, wat jou eintlik, jy wil 10% ekstra maak, jy dink jy gaan 200% ekstra maak met die ding, it ain't gonna happen, maar as jy net daai tyd insit om hierdie job beter te doen, en hierdie bietjie meer strategie en visie en beter bestuur toe te pas, gaan jy, is al baie groter kans, dat jou inkomste gaan vermenigvuldig met, ek meen, ons praat van 10%, as jy sê R5,000 'n maand, om 5,000 of 10,000 rand uit niks uit met 'n nuwe ding te maak, of iets wat jy niks van weet nie, versus om jou bestaande job 'n bietjie meer uit te kry,
'n promotion, ek weet nou nie, ek was nog nie eintlik baie employed nie, so ek is nog altyd half beheer van my eie inkomste en ek dink dit is 'n baie ander konteks, maar nog steeds, daar's dalk 'n promotion of 'n stappie op, of in 'n eie besigheid is daar plek om meer wins te maak, geld te spaar byvoorbeeld wat jy gesê het, risiko's te dek. Daai goeders uiteindelik het 'n passive effek, want as jy nou jou hoofbesigheid begin afskeep, omdat jy hierdie moonlighting ding doen, jy weet, jy kan nie vir 2 baase werk, jy gaan nie een afskeep. Nou het jy hierdie side focus wat, hierdie mistress wat al die aandag vat en die main job kry nie meer nie. So ek weet dit antwoord nie noodwendig jou vraag heeltemal nie, maar ek dink wat ek en Jacques saamstem is, begin eers by waar is jy? Yes. En gaan squeeze dit uit, nie net om dit te exploit in die oomblik nie. Eintlik om te sê, hoe kan ek waar ek nou is, 'n 10% en 'n 20% oor die volgende 6 tot 12 maande realiseer, dalk meer, maar begin by 5 of 10.000 rand 'n maand ekstra, dan begin jy 'n goeie antwoord kry, nee. Ek stem 100% saam daarmee, want ek dink ook, so gestel nou, as ek nou vir Jacques gebruik, hy werk nou vir media nommer 7, so hy het 'n klomp skills hierso geleer, hy het 'n klomp, hy ken die besigheid. So nou om aan the side dalk media nommer 8 te nou nie regtig nie, maar so aan the side en jy net 'n notaatjie maak. Catch 24. Mense, soos wat jy net nog sê, jy kan later oor jou droom worry. My broer wou altyd 'n wildsbewaarder geword het. En my pa het net geweier. Hy het gesê, ek gaan nie betaal vir jou om 'n wildsbewaarder te word nie, want jy gaan arm wees die res van jou lewe. So hy gaan swat iets behoorlik, nou ek stem nie altyd met daai advies, maar gaan swat iets behoorlik volgens hom. Maak geld en koop vir jou 'n plaas. Dan kan jy daar op jou plaas rondry. Nou dit voel ook vir my so, as jy fotografie werk wil maak, begin 'n besigheid wat jy verstaan, maak geld, en dan vat jy daai geld en jy spandeer dit op jou hobby. Dan die ander ding nou net is, ek wonder waar kry mens daai skills, so jy's nou employed, nou jy's nou al vir 20 jaar dalk by 'n law firm, maar jy kry jou vaste 20 of 30.000 rand 'n maand, nou wil jy on the side begin, bietjie law toe te pas, of te practice, wat ook al, vir 'n ekstra paar bucks. Is dit waar jy leer besigheid dan doen, of is daar iewers waar jy vinniger dit bietjie besigheidskills kan fast track? Wel, wat ek gesien het was dat, spesifiek nou in law, so ek dink dat eintlik is 'n baie goeie geleentheid vir mense om in deals te begin betrokke raak. Jy weet, 'n vriend van my was 'n prokureur gewees en hy het uitgetree in sy 30s met hierdie mindset. Hy het op 'n tyd, daar was 'n redelike decent mid-size firm in Pretoria, well established, en hy gaan toe op 'n tyd na sy baas en hy sê, ons werk met sulke groot getalle en deals hierso. Ons is happy om 'n fooi daar uit te maak. Ons kry niks uit die actual deal uit nie. En hy het toe actually na sy baas toe gaan en sê, mag ek 'n sekere hoeveelheid van my tyd wat ek hier op kantoor is begin spandeer om net deur ons kliënte se goeders te werk en kyk waar's daar vir ons plek om deel van die deal te wees. Maar nou leverage jy. Nou sê jy, okay, wel in plaas van om my fooi wat gekap is, ek kan net soveel 'n maand kry. Nou kry ek 'n persentasie van 'n ding. En hy het so, ek dink hoe daai storie toe uitgedraai het, ek weet nie so was dit 'n jaar of 2 nie, toe gaan hy na sy baas en hy sê, okay, ek het vir ons 'n deal, hier's wat ons gaan doen, daar was toevallig 'n development daar in Linwood, koop 'n flat block, refurbish hom, bou 'n bietjie aan, en toe sy baas genooi, en sê, hoorie, wil jy saam in die deal wees? Toe sê die ou vir hom, ja, maar nie 50-50 nie, sê, okay, wel, dan doen ek het alleen, cheers. Bedank, hy kry iemand anders wat sy 50-50 partner is, finansieel vry na daai een ding. Nou ek weet, dit is nie 'n oornag suksesstorie nie, dit is 'n eventual suksesstorie van 'n ou wat 'n lang pad gestap het, maar ek dink die mindset is, jy weet, hoe kan ek actually anders kyk na waarmee ek besig is, en eventually myself positioneer in hierdie goed waarmee ek te doen het, sodat ek kan deel wees van daai, en nou moet jy iemand wees wat die deal kan afpoel. Jy moet regtig verstaan, dit help nie uit hierdie great idee en plan en spreadsheet nie. Maar ek weet, dit was ook 'n ding van 'n mindset, right? Kyk, en ek dink die een ding wat ek probeer het
eintlik nou met die kinders doen. Ek het nou vir Christian ook gister weer met hom bespreek, dat jou moeilikste ding om reg te kry, en dis wat ouens daai, so ek stem saam met jou Mares, veral waar jy sekere velde speel, ek dink selfs jy's geposisioneerd, so ek is geposisioneerd waar jy mens kan Ernest, jy's ook waar ons, jy het netwerke goed en jy kan jouself posisioneer in deals en so aan, maar kom sê jy's nou junior manager en jy het nie daai, dit raak moeiliker om jouself te posisioneer. So dit kom nou terug na jou network marketing voorbeeld toe, wat jou leer van besigheid. So die punt is hoe kan jy R1 genereer? En dan raak het so eenvoudig soos, stap jy by 'n mark, en ek weet, het klink nou baie eenvoudig of oorvoudig, maar kan jy op 'n Saterdag deur 'n mark stap? Ek weet byvoorbeeld, ek het by een mark agtergekom wat missing is by die ander mark. So dis 'n simpel voorbeeld. Nou, ek het altyd in my agterkop van, okay, hierdie is 'n geleentheid, maar dis amper meer, ek wil hierdie met die kinders doen. Want nie net gaan ons gaan nie R100 eers genereer nie, ons gaan 'n paar R1000 genereer elke maand met 'n baie eenvoudige konsep. Want is net eenvoudig, daar staan 'n ry by hierdie stalletjie en hier's 'n ander mark en daar's nie so 'n stalletjie nie. Dit is soms so eenvoudig soos dit. Maar die punt is, kan jy R50 genereer? Kan jy R100 genereer? Want as jy dit kan genereer, dan begin jy besigheid leer. That's the point. En is moeilik om die eerste rand te genereer. Yes. Ek wil amper sê is, kan jy R100, die challenge is, kan jy R100 'n maand genereer uit jou eie uit. En as jy dit, ek sê vir jou, as jy R100 kan genereer, kan jy R1000, kan jy R10,000 genereer, kan jy R100,000. So dit is wat ek dink, ouens dink te groot, te fancy, en soms is dit, weet jy, kan ek weet nie, deliveries doen vir die tannie wat die snoepie by die hoërskool het. En daar is maniere, seker wat makliker maniere is. Jy hoef nie, soos wat jy sê, daar's een stalletjie by een mark wat baie goed doen, hy's nie by die ander mark nie, jy het nog nooit so stalletjie geran nie, maar is 'n geleentheid wat jy kan sien. Ja, is die rocket, is nie die leerkurwe, die barriers to entry is baie laag. Ja. Ek dink dis die punt, nee. So ek het in my vroeë 20's het ek 'n paar verskillende goeters getraai, en obviously niks van hulle het ek meer nie, so niks van hulle het regtig dan nou suksesvol uitgedraai nie, maar ek het baie goeters daai uit geleer. Die eerste ding is, ek het op 'n stadium 'n pet sitting besigheid begin, oulikste Facebook page gebou, soos om honde te leer sit. Nee, pet sitting. Sorry. Wag, hang on, ek spiekie start. Wag, hang on, Ernest. Ek dink jy kan die vaart geluid. Hang on, ja, ek sal hom. In elk geval, so dit het my 1 naweek gevat om te besef ek hou nie van ander mense se honde nie. en ek het na daai eerste naweek het ek die Facebook page gaan delete en ek sê nee. Ja. Hierdie was nou, ek het iets uit geleer. Hierdie gaan nie vir my werk nie. Toe ek daai tyd al, ek meen dit is nou meer as 10 jaar terug. Toe begin ek, maar toe het ons al load shedding gehad. Toe het ek begin solar goedjies in te voer van China af. Yes, weer website, Facebook page, alles. Heavy excited, 3-4 maande later, toe die goeders hier aankom, toe lyk hulle nie naaste by soos op die foto's nie. So ek dink van daai goed lê nou nog in die garage, wat ek nie, so mens sien partykeer geleenthede. Maar jy leer. Jy leer, die ding is net, ek dink net, mens moet nie ophou. Ja, en moet verkieslik nie R100,000 verloor in die eerste probeerslag. Yes, dit is die belangrike ding, ja, om mens huiswerk reg te doen en eerder klein te begin. Want ek was te gretig, ek moes eintlik net een ding bestel het, maar toe ek klaar sommer van die begin af, ek het daarom nie 100,000, maar ek het daai tyd was vir my baie dalk 3-4 rand se goedjies gekoop en lê nou nog in my garage, soos ek sê. Daai solar break het nooit die lig gesien nie. Ja. Die son. Maar in elk geval, so ek dink dit is iets wat meer oor gepraat kan word, is om en ek dink meer mense moet deelneem aan sulke tipe gesprekke en in jou netwerk sulke tipe gesprekke te hê en te sê, luister, as jy nou R5,000 ekstra 'n maand moes maak of kon maak, hoe sou jy dit gedoen het? En ek dink dit sal baie interessant wees om dalk 5 mense in jou netwerk daai vraag te vra en daaruit te leer, as dit is waar jy op hierdie stadium is, veral dat jy daai ekstra inkomste kort net om jouself weer voor te kry. Kyk, 'n interessante ding daai, en ek sal dit nou nie te veel uitpak nie, maar
ek wou vir jou sê, daai is makliker gesê as gedaan, hè, want ek onthou my koöperatiewe jare in Londen, toe ons het later onsself, wat Quorum genoem. Quorum was die eerste PTY Limited, ons was 5 ouens, een ou is vandag is 'n advokaat hierso in Johannesburg, ander ou sit in Geneva, sy by 'n corporate. Anyway, so ek dink ons is 2 wat terug is in die land, ander 3 is nog steeds oor see in ander lande, maar in elk geval, ons 5 het saamgekom met die doelwit om, ons is 6, 3 is terug, om 'n besigheid te begin. En dit was ongelooflik in hindsight, hoe 6 intelligente ouens, wat verskillende besighede, wat net, ons kon net nie ons kon nie aan iets, ons was besig om, ons wil 'n Afrikaanse handelsmerk gestig het, glo dit of nie, ek praat nou van 2007, ons was selfs vir die kurwe vir Afrikaans het nog nie ontplof nie. Maar die punt is, ons 6 ouens by mekaar, wat nie, en as ek moet terugdink, dan dink ek ons het dit oorgecompliseerd. Ons het ook te theoreties gedink. En is death by meeting. Wat ek wel sal sê, is die een van die ouens, wat interessant was, dus kom ek sê, ja, makliker sê is gedaan, maar, later begin ek die skoonmaakbesigheid, 'n jaar later, en een van my pelle daar, is werk vir hy is 'n sitebestuurder vir konstruksiemaatskappy. Snaaks genoeg, hulle het nog eendag Madonna se penthouse daar in Marble Arch, het sy 2, as you do, jy weet, jy koop sommer 2 units en kombineer het, moes ons nog NDA's teken, hè? Stap ons in hierdie constructions, so enigiets wat jy sien, jy nie gesien nie. Stap jy in, sy is al die tyd met Guy Ritchie getroud gewees. Maar in elk geval so, hulle het net die high level sites, en toe kom ons agter, maar hy het inside info van wat arbeid kos, in terme van hulle hier die hele tyd labor in, sparkies, skrynwerkers, houtwerkers, en goed, nee? En later, omdat ek in cleaning is, toe sê ek, maar ek is arbeidsintensief. Ek is technisch, ek is soos 'n arbeidsbroker. En so kon ek en hy begin saamwerk, waar hy my voet in die deur gekry het, waar ons as die cleaning company het begin labor verskaf, aan 'n konstruksiemaatskappy. En by the way, ons het hier en daar skoongemaak ook, maar ons het actually, was net hier, ons gaan rekruite ou, en ons vat 'n kat van die dinge. Inteendeel, dit was, en as ek terug dink ons het daai jaar, wat was dit? Ek dink ons het 65,000 pond gemaak, so 1.3 miljoen. Sure. Dit was actually, dit vinniger groei as die besigheid. Ja. Ons het later het actually opgegee, want ek dink ons het daar was sekere wetgewing wat verander het, wat jy nou tipe van belasting moet begin, toe raak het gecompliseerd, so is ongelukkig een van die goed, maar my punt is net, baie ongecompliseerd, maar ek is in 'n ding, ons het die verhouding gehad, en nou begin jy, omdat jy notas vergelyk, kan dit tot 'n deurbraak lei. Ja, so ek dink een van die goue nuggets wat hier uitkom is, om iets te begin, soos 'n vuurtjie, moenie die vuur van scratch af begin, met droë hout en chocolate blitz, want dit is nie soos 'n vuur nie, jy moet 'n ding vat wat klaar brand, en iets daarby sit. So iets wat klaar werk, so selfs jou voorbeeld van die markie, daar's klaar 'n markie, jy moet net 'n stalletjie gaan opsit. Dit is nog steeds 'n nuwe ding, dit is nog 'n gap, maar jy hoef nie te wonder waar die voete vandaan gaan. Ja, om iets heeltemal van scratch af te begin, is 'n massive risk, ja, natuurlik. Maar sodra jy iets het waar jy by momentum kan inval, en waar jy kan deel wees van iets wat klaar werk, en net in het inplug op het piggyback leverage, waarskynlik 'n running start. En daai is 'n goeie samevatting, en ek wil sê less is more, as jy daai eerste rand wil verdien. Dit is by die dit begin by die dog sitting besigheid. Dis actually, dis of jy moet op daai level begin dink, maar dis waar die magic begin gebeur, en die traksie. Ja, dis waar die energie begin. Correct. As hy energie net eers begin, en soos jy sê, as hy eerste rand gegenereer is, lei dit tot nuwer, nicer, seksier, groter goeders.
Makliker om die kar te draai, soos ek sê, is die terwyl hy beweeg, nee, so. Goed, dit was in 'n neutedop dan nou my sessie vir vandag wat ek bietjie wou oor gesels het, en baie dankie vir julle insette. Dit was Hoorie maar, dankie, dis 'n great sessie. Jy Nice het chat. rooi gesig nie nodig gewees nie. Ons moet dalk net uitsny dat jy nie dit eers gesê het nie. Okay. Alright, nee, was awesome. Ek het geweet gaan awesome. Boys, dankie ouens. Lekker naweek. Veilig vir jou, dankie. Jy wil fuck, jy was nie hier nie. Ek gewonder kom hy so stil is. Jy wil te hoop jy word vinnig gesond, veilig jag, veilig ry. Wat doen jy die naweek? Funksiekie en bietjie werk, bietjie familietyd. Funksiekie. Ja. Funksiekie, maar jy moet lekker funksiekie. Dankie. Alright boys, sien julle volgende Lekker. week. Ja. Ciao. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.